Goeiemiddag op hierdie die 21ste September Sondagmiddag en ek het besluit om 'n lering aan te bied oor profete, die profesie, wat sê die Ou Testament en wat sê die Nuwe Testament. Hierdie is baie belangrik, want ons weet mos na aanleiding wat sekere mense gesê het hierdie afgelope week, hoe mense vreesbevange geraak het, hoe hulle op hol gegaan het, hoe sekere mense die kerk sleg gesê het en Christendom sleg gesê het en al sulke goed. Maar hierdie mense wat die kerk sleg gesê het, is mense wat nie die Bybel ken nie, is mense wat nie weet wat die skrif sê aangaande die profete en die profesie nie. En ons gaan vanmiddag 'n bietjie in diepte daarna kyk. So ek wil hê julle moet vir julleself 'n guns doen en skryf neer of luister weer en skryf die versies neer, neem aantekeninge en leer bietjie wat sê die skrif, want ons gaan regtig waar in diepte in hierdie gesprek ingaan. Nou, twee dinge wat ons moet verstaan is, die konservatiewe kerk gaan nie vir jou leer van die profetiese woord nie. Hulle gaan nie, want die konservatiewe kerk skryf die profetiese gedeelte in die Nuwe Testament omtrent heeltemal af. Jy weet, dit was vir daai tyd, sal hulle sê. Dis nie nou vir ons van nou nie, dit was vir daai tyd. En dan het jy in ons boeregemeenskappe het jy die Israel Witvisie leer, of die uitverkore leer, of British Israel Vision. Dit is ouens wat glo net wit mense gaan hemel toe. En omdat hulle nie Christus aanvaar op die kruis en dit wat hy gedoen het nie, en dat hy vir almal gesterwe het nie, kan hulle nie die profetiese ken nie, en nog minder sy Heilige Gees. Jy sien, hulle kan praat van sy Gees, maar hulle weet nie wie is die Heilige Gees nie. So dit is baie belangrik om die kerngedagtes oor die profete en profesie in die Ou en die Nuwe Testament aan te raak. En ons gaan begin met die top 5 profete is basies, ek het op 5 profete besluit wat vir ons min of meer 'n aanduiding gee van wat is die kragtiger eienskappe van profete in die Ou Testament. So kom ons kyk gou 'n bietjie. Jesaja was een van die profete gewees, né? Die mees bekendste profesie van Jesaja was die lydende Messias in Jesaja 53. Hierdie hoofstuk beskryf in ongelooflike detail 'n dienaar wat deurboor is vir ons oortredinge en verpletter is vir ons ongeregtighede. Ons Christene glo hierdie profesie is vervul in die kruisiging van Jesus Christus. Dit sluit ook die profesie van Immanuel, God met ons, in Jesaja 7 vers 14 in. Hierdie twee profetiese redes gooi heeltemal die Israel Witvisie in die asblik. Maar in elk geval, hoe het Jesaja van God gehoor? Jesaja het 'n dramatiese roeping in die tempel ontvang. Dit sien ons in Jesaja 6. Hy het die Here op 'n hoë troon gesien. Die kernwoord is gesien. Omring deur serafs wat heilig, heilig, heilig roep. Hierdie oorweldige visioen, gesig, geluid, gevoel van rook, het gelei tot die reiniging van sy lippe en 'n direkte opdrag van God. Hierdie reiniging van sy lippe, jy weet onmiddellik dat 'n persoon nie deel is van die koninkryk van God as hy net vloek die hele tyd nie. Dit is onmiddellik 'n kenmerk, né? Jeremia, ook 'n baie bekende profeet. Sy bekendste profesie is die profesie van die nuwe verbond in Jeremia 31 vers 31 tot 34. Dit was 'n belofte dat God eendag 'n nuwe interne verbond met sy volk sou sluit deur sy wet op hulle harte te skryf in plaas van op kliptafels en dat hy hulle sonde volledig sou vergewe. Hier word Israel Witvisie weer in die voet geskiet, want ons het 'n nuwe wet. Die ou wet is vervul, hulle verstaan nie dit nie. Hoe hy van God gehoor het. Jeremia se roeping was baie direk en persoonlik. God het met hom gepraat. Dit is soos iemand wat oorkant my sit en het my gesels. Ek praat nou met julle. So het God met Jeremia gepraat. En gesê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou afgesonder. Ek het jou aangestel as 'n profeet vir die volke. Nie net vir Israel nie, mense, vir die volke. Jeremia 1 vers 5. Hy het God se woord dikwels ontvang, deurdat God sy woorde in Jeremia se mond
gelê het. Esegiel, bekende profeet. Die profesie van die dal van droogbeendere, uitgedroogde beendere, in Esegiel 37, die meer bekendste ene. Hierdie kragtige visioen van bene wat by mekaar kom, vlees kry en lewe ingeblaas word, was 'n metafoor vir God se belofte om die volk Israel te herstel uit ballingskap en wanhoop. Dit het hy gedoen deur Kores na die Babyloniese ballingskap. God het daardie spesifieke visioen in vervulling gebring. Hoe het Esegiel van God gehoor? Hy het ongelooflike, lewendige en komplekse visioene ontvang. Sy roeping begin met 'n visioen van God, sy wonderlike troon waar die Merkaba, soos in Hebreërs, wat deur 4 wesens met wiele binne in wiele gedra word. Ek het heeltemal 'n lering al oor dit gedoen. Esegiel 1. God se gees het hom dikwels opgelig, dis die kernwoord. God se gees het hom opgelig en vir hom gaan wys. God se gees het hom na spesifieke plekke toe geneem om boodskappe te ontvang. Daniel, baie bekende profeet. Sy mees bekendste profesie, die profesie van die 70 weke, in Daniel 9 vers 24 tot 27. Dit is 'n komplekse messiaanse profesie wat 'n tydlyn uiteensit wat lei tot die koms van die gesalfde, sy dood en die daaropvolgende vernietiging van Jerusalem. Dit is een van die mees gedetailleerde kronologiese profesieë in die Bybel. Nee, as ou profesie sê en profeseer, dan moet jy nou jou klem verskuif op die woord. Hoe het Daniel van God gehoor? Daniel het hoofsaaklik boodskappe van God ontvang deur drome, visioene en direkte engelverskynings. Hierdie engelverskynings was nie net Gabriël nie, maar die Messias homself. Want ons sien die Messias in Daniel presies soos ons hom sien in Openbaring hoofstuk 1. Anders as ander profete wat tot volke gepreek het Daniel openbarings ontvang wat bedoel was vir interpretasie en toekomstige begrip. Groot verskil, né? Julle ken die standbeeld wat uit verskillende metale gemaak is. Dan het ons natuurlik die treurprofeet en die profeet vir die volke. Nou, kom ons kyk na 'n 5de hoofprofeet, as ons so kan stel. Klaagliedere van Jeremia byvoorbeeld is 'n boek oor poëtiese klaagliedere, eerder as profesies, so dit sal nie hy wees nie. Dan het ons die versameling van die 12 klein profete, wat as 'n enkele boek basies dien in die Hebreëse kanon, of die Hebreëse gedrukte gedeelte. En so daar is nie eintlik 'n hoofprofeet daar nie. So 'n 5de hoofprofeet, 'n baie sterk kandidaat natuurlik is Moses. Moses was die wetgewer en stigter van die profetiese tradisie. Ons sien dit in Deuteronomium 18 vers 15 tot 19. Daai woord ek sukkel altyd. Sy mees uitstaande profesie was die hele Torah of die wet self, wat seëninge en vloeke bevat het gebaseer op verbondsgetrouheid. Nou hoe het hy dit gedoen? Hoe het hy van God gehoor? Moses het aangesig tot aangesig met God gepraat en het direkte dialoog ontvang, né? Exodus 33 vers 11. Sowel as deur dramatiese tekens soos die brandende bos, Exodus 3, waar die Messias in die brandende bos aan hom verskyn het. Ons het 'n lering daaroor ook. Wat sê God oor vals profete? Nou hier is die belangrike een. Kom ek vat eers gou 'n slukkie van hierdie koeldrank, suurlemoenwater, wat ook al. Die Bybel, veral die Ou Testament, is vol waarskuwings teen valse profete. God se boodskap oor hulle is streng en duidelik. Kom ons kyk gou na 'n paar sleuteltemas, né? Ons het so 'n paar sleuteltemas hierso neergeskryf. Hulle hoofaansiening, die vervulling van die profesie. Deuteronomium 18 vers 21 tot 22. God verskaf die uiteindelike toets. As jy in jou hart sê, hoe sal ons weet dat die woord nie deur die Here gespreek is nie? As die profeet spreek in die naam van die Here en die woord gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit 'n woord wat die Here nie gespreek het nie. Dis baie eenvoudig, mense. 'n enkele onvervulde profesie bewys hulle is bedrieërs. Nou gaan ons nou sê,
ou Dani Botha as 'n bedrieger? Gaan ons dit nou sê? Of gaan ons liewer sê dat hy was net te gretig? Ek sal sê, kom ons sê hy was te gretig en hy moenie weer profeteer nie. Kom ons kyk verder. Hulle motivering en bron, Jeremia 14 vers 14. God sê, hulle profeteer vals visioene, waar sê hy in misleidings uit hulle eie gemoed en nie uit sy mond uit nie. So die ou gevoel het, hy was so opgewonde gewees. Esegiel 13 vers 2 tot 3. Weer die dwaase profete wat hulle eie gees volg, sonder dat hulle iets gesien het. Hulle boodskap is self vervaardig, nie God geskenk nie. Dis 'n baie groot ding. 1 Konings 22 vers 22 tot 23. In die verhaal van Magaia word dit onthul dat God soms 'n bedrieglike gees toelaat om deur valse profete te spreek as 'n vorm van oordeel oor diegene wat, of diegene, ek sê hy word altyd verkeerd, oor diegene wat weier om die waarheid te glo. God kan 'n valse profeet selfs 'n bedrieglike gees gee, né? Dan dink ek, o, dis die Here wat met my praat. Hulle boodskap en die gevaar daarvan. Jeremia 6 vers 14 en Esegiel 13 vers 10. Hulle preek 'n boodskap van vals vrede en sekuriteit. Vrede, vrede, vrede sê hulle, terwyl daar geen vrede is nie. Hulle verpluister 'n muur wat op ineenstorting staan. Dit is 'n metafoor vir 'n mislukte nasie, in plaas daarvan om tot bekering te roep. Hulle vertel mense net wat hulle wil hoor, 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4, en weerspreek dikwels die ware profete wat tot morele hervorming oproep en van komende oordeel waarsku. Hulle lei mense weg van die ware God, selfs om ander gode te dien. Dit staan in Deuteronomium 13 vers 1 tot 15. Wat is hulle uiteindelike lot? Weereens, Deuteronomium 13 vers 5 en 18 vers 20. Die voorgeskryfde straf vir 'n valse profeet in die Ou Testament, die Ou Testamentiese wet, was die dood. Dit beklemtoon hoe ernstig God die korrupsie van sy boodskap en die verleiding van sy volk tot sonde opneem. Jeremia 28 sê die volgende: Hierdie hoofstuk is 'n klassieke konfrontasie. Die ware profeet Jeremia en die valse profeet Hanania kom teenoor mekaar te staan. Hanania profeteer 'n kort ballingskap, Jeremia profeteer 'n lang een. Toe Hanania binne die jaar sterf, dien sy dood as goddelike bevestiging van Jeremia se boodskap en 'n oordeel oor sy bedrog. Ter opsomming van hierdie gedeelte: 'n valse profeet word gekenmerk deur selfvervaardigde boodskappe wat vrede beloof sonder bekering, nie uitkom nie en uiteindelik mense weglei van die ware God. God beskou dit nie as 'n eenvoudige fout nie, maar as 'n ernstige sonde wat swaar straf verdien omdat dit die verhouding tussen hom en sy volk korrupteer, besoedel. Nou goed, kom ons kyk wat sê Jesus en die apostels. Jesus se leer het dikwels die Ou Testamentiese profete bevestig, maar hy het ook gewaarsku teen valse profesie in die laaste dae. Vervulling van profesie. Jesus het homself konsekwent voorgestel as die vervulling van die Ou Testamentiese profesie. Byvoorbeeld Lukas 4 vers 16 tot 21, waar hy uit Jesaja 61 lees en verklaar: vandag is hierdie skrifwoord voor julle oë vervul. Die wet en die profete, 'n groot gedeelte van die profete in die Ou Testament is deur die Messias, deur Yeshua vervul. In ander woorde, dit het gekom en gegaan, dis verby. Die grootste profeet, Jesus, word beskou as die eintlike profeet wat deur Moses voorspel is. Dis in Deuteronomium 18 vers 15. Petrus identifiseer Jesus uitdruklik as hierdie profeet in Handelinge 3 vers 22 tot 23. Waarskuwing teen valse profete. In die Olyfbergrede, Matteus 24, en die bergrede, Matteus 7, gee Jesus sterk waarskuwings. Matteus 7 vers 15 tot 20. Pas op vir valse profete,
Hulle kom na julle in skaapsklere, maar van binne is hulle roofgerigte wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Hy beklemtoon dat hul karakter en dade, hul vrugte, hulle ware aard openbaar, nie net hul woorde of wonderwerke nie. Matteus 24 vers 11 en 24. Hy voorspel dat baie valse profete sal opstaan en baie mislei. En selfs die uitverkorenes kan mislei word deur valse messiasse en valse profete wat groot tekens en wonders sal verrig. Beloning vir die ontvangs van 'n profeet. Dit staan in Matteus 10 vers 41. Jesus het geleer om 'n ware profeet te ontvang omdat hy 'n profeet is, sal 'n profeet se beloning meebring. Wat beteken dit? As iemand na jou gemeente toe kom en hy is 'n erkende profeet en jy aanvaar hom as 'n erkende profeet, dan is die kanse dat jy 'n profetiese woord sal kry in daardie tydperk wat jy saam met hom is of haar is. Dit is jou beloning as jy hom so ontvang. Hy sal met jou praat deur die mond van die Here. Ek het al oor en oor beleef. Die leer van die apostels oor die profete en die profesie. Ek het baie om te sê, mense. Profesie is 'n gawe vir die kerk. Nou jou konservatiewe kerke, jou Israel wit visie en hierdie tipe ouens, hulle kan nie en hulle wil nie in hierdie goed glo nie. So ek praat nie nou met hulle nie. Ek praat met die mense wat weet dat daar is 'n Heilige Gees, né? 1 Korintiërs, kom ons kyk gou 'n bietjie. Voordat ek by 1 Korintiërs kom. Profesie is 'n gawe vir die kerk. Die apostels het geleer dat die Heilige Gees alle gelowiges bemagtig en dat profesie 'n gawe is. Grieks charisma of charisma, né? Is wat vir die algemene welsyn gegee word. Jy kry die Heilige Gees, sy krag en sy gawes vir die algemene welsyn van die gemeente. 1 Korintiërs 12 vers 10 en 28. Paulus lys profesie onder die gawes van die Gees en rangskik profete as tweede naas apostels in die kerkorde wat God aangestel het. Efesiërs 4 vers 11 tot 12. Christus self het sommige gegee om profete te wees, om die heiliges toe te rus vir die bediening en om die liggaam van Christus op te bou. Die doel van profesie? Die primêre doel het verskuif van die voorspelling van nasionale gebeure na die opbou van die plaaslike gemeente. Maar dit het net verskuif. Dit beteken nie dat daar nie 'n voorspelling van nasionale gebeurtenisse kan wees nie. Nee? En kom ek noem maar gou 'n paar profete, sogenaamde profete en profete in die boere gedagte. Die eerste een natuurlik is Siener van Rensburg. Hoekom sien ons hom as 'n profeet? Want alles wat hy gesê het in die Anglo-Boereoorlog en in die rebellie het waar geword. Wat was daai ander vrou? Ag, daar's so 'n vrou. Ek kan nou nie op haar naam kom nie. Johanna Brandt. Johanna Brandt is 'n valse profeet of 'n valse profetes. Niks wat sy gesê het, het ooit waar geword nie. Niks nie. Nie eens daai nonsens van die nag van die lang messe nie. Wat 'n klomp twak. Dan het ons nou tans 'n vrou in ons gemeenskap, in die boeregemeenskap. Sy noem haarself Deborah de Rigter. Dis nie haar regte naam nie. Sy is eintlik Deborah de Rigtingloos. Nee, sy het al geprofeteer oor tsunamies in die Kaap en al sulke goed en niks het waar geword nie. Die Kaap is nog pragtig en wonderlik. Jy kan so toe gaan. So ek noem maar sommer net Deborah de Rigtingloos. So ons moet baie versigtig wees. Is Dani 'n valse profeet? Dani is 'n pastoor. Dit is sy roeping en hy moet daarby bly. Kom ons kyk gou 'n bietjie. 1 Korintiërs 14 vers 3. Maar wie profeteer, spreek vir mense tot versterking en bemoediging en vertroosting. Dit is die klassieke definisie van Nuwe Testament gemeentelike profesie. 1 Korintiërs 14 vers 1 en vers 39. Paulus moedig gelowiges aan om die gawes van die Gees, veral die van profesie, ywerig te begeer en verbied nie om in tale te praat nie,
maar begeer nog meer om te profeteer. Regulering en onderskeiding. Omdat die gawe wyd verspreid was, moes dit getoets en gereguleer word om chaos en valsheid te voorkom. Nou, dit is nou hier waar ons inkom. 1 Korintiërs 14 vers 29 tot 33. 2 of 3 profete moet praat en die ander moet mooi ondersoek instel na wat gesê word. Dit toon die profesie nie 'n onbevraagbare gesag. Dit was nie 'n onbevraagbare gesag nie, maar dat dit deur ander in die gemeente beoordeel moes word. En dis hoekom pastore en profete in Suid-Afrika hulle speelgoed by die kot uitgegooi het, omdat hulle nie in hulle gees dieselfde woord gehad het as wat Dani gehad het nie. Verstaan julle hoe dit werk? Daar het nie 2 of 3 profete gekom en gesê het, yes Dani, jy is akkuraat. Man, dit is chap. Ek voel dit in die gees. Die Here sê die ding. Nee, erkende profete het dit nie kom doen nie. Maar inteendeel, hulle het hom almal afgeskryf. Dis groot lesse om te leer, mense, groot lesse. 1 Tessalonisense 5 vers 19 tot 21. Plus die gees nie uit nie, verag die profesie nie, maar toets alles. Nee? Dis hoekom ons Dani se woord toets. Behou wat goed is. Hierdie balans is deurslaggewend. Die omvang van die gees se werk, maar toets elke manifestasie. Nee? So wat het Dani gesê wat goed was? Daar is sekere goed wat hy gesê het, daar kan dalk groot moeilikheid kom. Hy het weer vir ons gewys die fees van trompette, vir die mense bekend gestel aan die fees van trompette. Dit is die periode van Jesus se, nie net sy terugkoms nie, maar ons wegruk. Nee, dit is wat geleer word, en dit is wat in die skrif staan. Jy kan nie by dit verbykom nie. Nee? Die uiteindelike toets van die profeet, of die apostoliese standaard, die hoogste toets van 'n ware profeet, is dat hulle hul belydenis van Jesus Christus is deel daarvan. Jy moet Jesus Christus kan bely. Jy moet die Messias kan bely. In Johannes 4 vers 1 tot 13. Geliefdes, moenie elke gees glo nie, maar beproef die geeste of hulle uit God is, omdat baie vals profete in die wêreld uitgegaan het. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. Glo Dani in Jesus Christus die Messias? Natuurlik doen hy. Natuurlik doen hy. Is Dani 'n profeet? Nee. Goed, kom ons kyk gou 'n bietjie wie in die boek van Handelinge geprofeteer het. Hierdie is baie interessant. Ek gaan vir jou sê wie het geprofeteer. Ek gaan jou die verwysing gee en ek gaan jou die beskrywing van die profesie gee, né? Ons is daarom nou oor die halfpad merk. Eerstens die apostel Petrus in Handelinge 2 vers 14 tot 36 en Handelinge 3 vers 12 tot 26. Terwyl hy per Pinkster verduidelik, interpreteer Petrus die gebeurtenis as die vervulling van Joël se profesie. Hy spreek ook profeties deur psalms en Deuteronomium op Jesus toe te pas. Baie belangrik. Dan die Heilige Gees self. Handelinge 4 vers 25 tot 26. Handelinge 13 vers 2 en 21 vers 11. Verskoon tog. God die Heilige Gees is die primêre profeet in die boek van Handelinge. Hy spreek deur Dawid, hoofstuk 4:25. Hy spreek direk tot die kerk in Antiochië, hoofstuk 13 vers 2, en deur Agabus, 21 vers 11. Ons sal net by Agabus kom. Dan het jy die 7 diakens in Handelinge 6 vers 3 en 5 en 8. Stefanus en Filippus, wat vir praktiese diens gekies is, in ander woorde diakens, word ook beskryf as vol van die gees en wysheid. Stefanus praat met profetiese wysheid, Handelinge 7, en Filippus het evangelistiese dogters gehad wat geprofeteer het, Handelinge 21 vers 9. Dan die kerk in Antiochië, Handelinge 13 vers 1 tot 3. In die gemeente te Antiochië was daar profete en leraars. Hierdie groep, insluitende Barnabas en Saul het geprofeteer, wie later Paulus geword het,
het die Heilige Gees 'n profetiese opdrag ontvang en opgetree om Barnabas en Saul vir sendingswerk af te sonder. Dan het ons genoem die dogters van Filippus. Ja, vroumense kan profeteer. Handelinge 21 vers 9. Filippus die evangelis het 4 dogters gehad, maagde wat geprofeteer het. Dit toon die gawe was aktief onder vroue wat Joël se profesie vervul in Handelinge 2 vers 17. Dan Agabus wat ek ook genoem het, hier is 'n belangrike ene, Handelinge 11 vers 27 tot 28 en dan 21 vers 10 tot 11. Hy is 'n spesifieke genoemde profeet. Hy het 'n ernstige hongersnood voorspel, 'n nasionale gebeurtenis wat onder Claudius gebeur het. 2. Hy het 'n dramatiese profesie uitgedruk dat Paulus in Jerusalem gebind en gearresteer sou word. In ek dink dit was 2007 dink ek was dit gewees, het ek die vloed in Windhoek geprofeteer onder die leiding van die Gees van God. Dis net hoe dit is. Dis 'n waarheid. Ek dink dit was 2007 of 2006 daar rond. Maar die vloed het in die om en by die maand van einde Januarie, Februarie plaasgevind, as ek mooi onthou. Dan die 12 Efese disciples wat in Efese was. Handelinge 19 vers 6. Nadat Paulus die hande op hulle gelê het, het die Heilige Gees oor hulle gekom en hulle het in tale gepraat en geprofeteer. Dit toon profesie as 'n algemene teken vir die ontvangs van die Gees. Jy kan profeteer man. As jy 'n wedergebore Christen is, kan jy en mag jy profeteer. Ananias van Damaskus. En moenie bang wees om 'n fout te maak in die begin nie. Luister wat sê die Here. Luister na sy Gees en spreek die dinge uit wat die Nuwe Testament vir ons leer, opbouende kritiek en sulke goed. Handelinge 9 vers 10 tot 19. 'n Disipel is nie 'n apostel nie. Dit was Ananias. Hy het 'n visioen en 'n profetiese boodskap ontvang om na Saul van Tarsus toe te gaan om sy sig te herstel. Hy moes weer kon sien en sy roeping as 'n uitverkore instrument aan te kondig. Dit was Saul. Ananias het oor hom geprofeteer en Saul het Paulus geword. Dit is onder opdrag van God in die begin van die boek van Handelinge en tog is daar kerke en kultusgroepe wat vir Paulus afskryf. Julle maak 'n baie groot fout. Goed. Opsomming van die Nuwe Testamentiese perspektief. Eerstens moet Christus gesentreerd wees. Jesus is die vervulling van profesie en die ware profeet. Alle profesie moet in lyn wees met die waarheid van wie hy is. Dis hoekom ek in die eerste video gesê het, toe ek oor Dani gepraat het, was, bely hy die Christus? Is Christus deel daarvan? Die getuienis van Jesus Christus. Gedemokratiseer, die gawe van profesie is nie vir 'n spesiale klas mense nie, maar is oor alle gelowiges, mans, vroue, jonges en oudstes, uitgestort deur die Heilige Gees. Opbouend, die primêre doel daarvan is vir die versterking, bemoediging en vertroosting van die kerk. Dani het vrees onder die mense ingeboesem. Moet getoets word, dit moet deur die gemeenskap geweeg, getoets en beoordeel word en moet ooreenstem met die apostoliese leer oor Jesus Christus. Ons het dit getoets en ons het dit te lig gevind. Aktief, die Handelinge boek beeld profesie uit as 'n normale, dog bonatuurlike deel van die vroeë kerk se lewe en besluitneming. En dit is ook deel van die kerk nou. Indien jy dit glo, as jy dit nie glo nie, sal jy nooit die fantastiese, wonderlike Heilige Gees ervaar nie. Goed, nou gaan ons gou 'n bietjie kyk. Wat is 'n profeet? Wie is 'n profeet? Wat doen hy? En hierdie gedeelte sal nou die laaste deel wees van hierdie video. Eerstens die boodskap. Jeremia 1 vers 10, dis belangrik. Dis 'n balans van afbreek en opbou. 'n Ware profeet se boodskap is nooit eensydig nie. Daar is 'n goddelike balans.
om af te breek en om ver te werp, konfrontasie. Hulle ontbloot sonde, hulle konfronteer afgoderry, huichelaarry, onreg en morele mislukking, sowel by individue as by die volk, né? Nathan wat vir Dawid gekonfronteer het in 2 Samuel 12. Ek kan al vir julle sê dat ek in 'n diens al vir 'n persoon gesê het dat hy moet stop met die pornografie. Ek het die boeke in sy kas gesien en toe ek vir hom presies sê waar die boeke is, toe het die ou skoon bleek geword. Nee, en ek het vir hom gesê hy beter van dit ontslae raak voordat sy vrou uitvind en hy moet tot bekering kom. En dat die Here vir hom 'n baie beter oplossing is. Nee? Breek af, wys die waarheid uit, bou op. Kondig oordeel aan, hulle waarsku oor die natuurlike gevolge van sonde en God se komende oordeel as daar geen berou is nie. Dit is die negatiewe of die ongemaklike deel van hulle boodskap. Ek ken die goed mense. Veg geestelike selfvoldaanheid, dis baie belangrik. Hulle skud mense uit 'n vals gevoel van sekuriteit. Byvoorbeeld Jeremia wat teen die vals vrede van sy dag gepreek het. En ons kan nou preek teen vals vrede. Ons weet dit, né? Donald Trump wat wil vrede, maar hy maak oorlog al die pad. Dis 'n valse vrede. Om op te bou en te plant te herstel, belangrik. Roep op tot berou. Die doel van konfrontasie is nooit net vir veroordeling nie. Dit is om 'n duidelike pad terug na God te bied. Dis baie belangrik. Verkondig hoop en vertroosting. Nadat die valse afgebreek is, bou hulle die ware op. Hulle praat van God se vergifnis, toekomstige herstel en standvastige liefde. Ons sien dit nie in Daniël se boodskap nie. Byvoorbeeld Jesaja se boodskappe van vertroosting in hoofstukke 40 vers 5 tot 55. Dit wys altyd na die Messias. Uiteindelik wys ware profesie na God se uiteindelike oplossing vir sonde en gebrokenheid. Jesus Christus. Openbaring 19 vers 10. 'n boodskap wat net altyd afbreek is mishandelend en nie van God nie, misleidend, né? 'n boodskap wat net altyd opbou sonder om sonde uit te wys, is vleiery en ewe vals. Daar moet 'n fondasie wees. Die eerste deel van profesie is belydenis met die skrif. Deuteronomium 13 vers 1 tot 3. Selfs al verrig 'n profeet 'n wonderteken, as hy mense aanmoeg om ander gode te volg, is hy vals of 'n ander leer. Hulle boodskap, as hulle boodskap nie in lyn is met die leer van die apostels nie. Dit moet in lyn wees met die gevestigde teologiese waarheid van God se woord. 1 Johannes 4 vers 1 tot 3. Die hoogste toets is hulle belydenis van Jesus Christus wat in die vlees gekom het. Die Messias wat in die vlees gekom het. Hy was hier, hy is gekruisig. Hy het uit die dode uit opgestaan, hy het opgevaar na die hemele. 'n ware profeet bevestig die kernwaarhede van die geloof, so wat ek sopas vir julle gegee het. Jesaja 8 vers 20. Tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is daar geen dageraad vir hulle nie. Hulle boodskap moet konsekwent wees met die hele raad van die skrif. Morele karakter, integriteit en ootmoed. Matteus 7 vers 15 tot 20. Hulle word aan hulle vrugte herken. Die konsekwente karakter van hulle lewe. Dit sluit ootmoed, integriteit, selfbeheersing en 'n liefde vir God en sy mense in. Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Jy kan nie net ander kerke sleg sê nie. Jy mag nie. Numeri 12 vers 3. Moses is beskryf as 'n uiters sagmoedige man, meer as enige iemand op die aardbol. 'n ware profeet is 'n dienaar, nie 'n beroemde of 'n glansgaans nie. Ons skryf van hulle ook. Hulle wys na God, nie na hulle self nie, né? As jy na jouself wys, verwys jy na dit wat God in jou lewe gedoen het. Die dinge waardeur jy gegaan het, waar jy getoets was en waar jy selfs geprofeteer het en jy goed het gewerk en dies meer, né? Dit was bewaarheid, nie gewerk nie, bewaarheid. Hulle bediening trek aandag na God se glorie en God se boodskap, nie hulle eie persoonlikheid, handelsmerk of rykdom nie. Die akkuraatheid 100% vervulling. Dis belangrik. Weereens Deuteronomium 18 vers 21 tot 22. Dit is nie
verhandelbaar nie. It's non-negotiable. Dis 'n objektiewe toets. As 'n spesifieke voorspelde profesie nie gebeur nie, is die profeet vals. God kry dit nie meestal reg nie. Daar is geen ruimte vir foute op hierdie punt nie. As jy sê jy profeteer en jy's 'n profeet van God, beter jy reg hoor. Jeremia 28. Die konfrontasie tussen Jeremia en Hanania, Jeremia was waar soos ons gesê het en Hanania was vals, is beslis toe Hanania se korttermyn profesie van vrede nie verwesenlik is nie. Goed, nou die Nuwe Testamentiese doel. Dit is die opbou van die kerk. Ons is amper klaar. 1 Korintiërs 14 vers 3. Die primêre doel van profesie in die kerk is die versterking, bemoediging en vertroosting. Alhoewel dit korreksie kan insluit wat 'n vorm van opbou is dit nie primêr vir die voorspel van toekomstige gebeure nie, maar vir die opbou van die liggaam van Christus. Met ander woorde, dit kan gebeur, maar dis nie primêr dit nie. 1 Korintiërs 14 vers 29 tot 33 en 1 Tessalonisense 5 vers 20 tot 21. Profesie moet ootmoedig voorgelê word vir evaluering deur ander in die kerk. 'n Ware profeet eis nie onvraagbare gehoorsaamheid nie, maar nooi uit tot onderskeiding. 'n Profeet profeteer en ander sê ja of nee. Is jy seker, ons weet nie heeltemal wat jy bedoel nie, kom ons hoor wat sê die Heilige Gees, okay, ja, ons stem saam met jou, of nee, ons stem nie saam met jou nie. Die uitwerking van die profesie moet die volgende wees. Dit moet mense na God toe aantrek. 'n Ware profeet se bediening, selfs wanneer ernstig, trek mense uiteindelik nader aan 'n heilige God en kweek 'n gees van berou, gebed en afhanklikheid van hom. 'n Mens kan sê dat dit wat Daniël gebring het, mense nader aan God getrek het, maar dit was deur vrees. Nie deur ootmoedigheid en die liefde van Christus nie. 'n Valse profeet se bediening trek mense dikwels na hulle self, hulle platform, hulle sogenaamde geheime kennis of hulle materiële welvaart. Né? Goed, ter opsommend. Kom ons kyk gou-gou. Die profiel van 'n ware profeet. Ek gaan vir jou die eienskap gee, die ware profeet en die vals profeet. Eerstens die boodskap, die balans. Dit breek sonde af en bou hoop op. Dit roep op tot berou en bied vertroosting. Die valse profeet is wanbalans, slegs veroordeel, mishandelend, of beloftes, net vrede, vleiery, misleidend. Die fondasie is in lyn met die skrif en wys na Christus. Valse profeet weerspreek die skrif of voeg daarby by, ontken moontlike kernleerstellinge. Dit is baie belangrik daar. Die karakter, ware profeet, ootmoedige, integriteit, 'n dienaar. Vrugte van die Gees is duidelik. Valse profeet, trots, hebsugtigheid, immoreel, vrugte van die vlees is duidelik. Akkuraatheid. Profesie word 100% vervul. Vals profesie misluk. Gebruik vaagheid of verskonings. Verantwoording. Verwelkom toesig, toetsing en onderskeiding deur die kerk. Valse profeet eis blinde gehoorsaamheid en is vyandig teenoor bevraagtekeninge. Die uitwerking van 'n ware profeet, hy trek mense na God in berou en geloof. Die valse profeet trek mense na hulle self, hulle bediening of hulle rykdom. Kortom, 'n ware profeet is eerstens 'n waarheidsiener en tweedens 'n toekomssiener. Hulle lewe en hulle boodskap is daaraan gewy om die vestings van sonde en valsheid af te breek, om God se volk in waarheid en genade op te bou en wys altyd na Christus. En daar is nou 'n volle lering oor profesie. Gaan leer deur die video, skryf neer en doen wat reg is, né? En ons vergewe vir die mense wat verkeerdelik profeteer. Dit sê maar net hulle is nie onder die verbond van genade. Sê dit maar net dat hulle is nie profete nie. Hulle moet bly by hulle lees. Hulle is leraars of pastore, and that's it. Daar sê 'n baie mooi
middag vir julle almal verder hoor.